Here, dankie dat ons U vanmôre kan loof en prys. Kom maak vanmôre, Here, wat U wil. Dis U kerk. Dis U diens. Dis loof en prys U. Amen. Kan ons Here vanmôre aan 'n klap gee? Heerlik om julle vanmôre hier by die kerk te hê. Jy kan ou langs jou groet, voor jou groet, high five gee. So bly dat julle vanmôre hier is. Dit was koud. Ons in 'n splinternuwe reeks, ons gaan vir die volgende paar weke oor hierdie reeks praat en een van die verse wat ons gaan dryf eintlik is in Sagaria 4 vers 6. Hoor wat sê daar? Toe sê die Here vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubbabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Right, so dis die vers wat ons vir die volgende paar weke gaan dryf. Nie met krag nie, nie met my eie krag nie, nie met my eie menslike krag nie, nie uit myself nie, niks kan ek doen uit myself nie, maar deur die gees van God. Jy weet die woord gees in Hebreëus, daar presies in daai vers in Hebreëus is die woord ruach. Jy moet hom so asof jy popcorn in jou keel vashet. Ruach. En dis die vertaling, dit vertaal na die asem van God toe. Maar is nogals 'n moeilike vertaling. Ek moet eerlik met julle wees, want die woord eintlik beteken asem. En as jy hom eintlik wil vertaal, die letterlike vertaling, die woord gees, ruach, is die eintlike letterlike vertaling. Dis die eintlike vertaling. En hier kom die woord en die woord sê, hey, jy gaan die dinge op jou eie kan regkry nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kort die van God, wat namens jou, vir jou beweeg. Hebreëus sê, die Griekse woord is die woord pneuma. En dit vertaal nou weer ook na asem toe en wind. Iets wat pneuma is, iets wat namens jou beweeg, want jy kan nie self nie. Dis die Heilige Gees. En dis wat ons vir die volgende 4 weke gaan praat. En die vraag wat ek myself vir die volgende 4 weke gaan vra is, Erik, hoe lyk 'n geesvervulde persoon? Hoe lyk 'n geesvervulde lewe? Ons gaan so 'n bietjie oor chat en volgende week en ons gaan 'n paar amazing goeders doen. Vandag wil ek met jou kom chat oor wat beteken dit of hoe lyk dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Hoe lyk dit om gevul te wees met die krag van die Heilige Gees? Hoor dit sê 1 Korintiërs 4 vers 20. Ek hoop ek het hom daar vir julle gegee. Sê die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Hæ? Die Gees van God is nie praatjies nie. En ek dink baie van ons as mense lewe so. Baie van ons as mense vir die Heilige Gees is dit net 'n klomp praatjies. As ons hoor die Heilige Gees is dit net 'n klomp allerhande vol praatjies of die Heilige Gees is net 'n geloofstelsel, maar niks hier binne nie. Niks hier binne in ons het gebeur nie. Niks hier van binnekant af uit ons maag uit en in ons siele het daar iets gebeur nie. Ons is net 'n vol praatjies en nie krag nie. Die woord interessant, die woord krag in daardie vers is die Griekse woord dynamos. Dis waar ons die woord dynamite vandaan kry. Dit beteken 'n bonatuurlike vermoë en bonatuurlike krag wat van God afkom. Bonatuurlike krag, bonatuurlike vermoë wat van God afkom. So die vraag is, hoe lewe 'n mens so 'n lewe? Hoe lewe 'n mens se lewe nie net vol praatjies nie, maar 'n lewe vol van krag, vol van hierdie bonatuurlike vermoë. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die laaste woorde van Jesus. En ek het nogals gedink, dis pretty belangrik as dit die heel laaste woorde is van Jesus. Vir 40 dae het hy tyd saam met die disippels spandeer en het hy op random occasions aan hulle verskyn en hulle geleer en met hulle tyd spandeer en toe het hy net so voor hy gegaan het hy op hierdie Mount Olive gestaan waar hy opgevaar het na die hemel toe soos ons hemelvaart ken. En hier staan hy saam met hierdie disippels van hom wat hy vir 40 dae vir 3 jaar lank eintlik getrein het. Vir 3 jaar lank het hy hierdie disippels getrein, vir 3 jaar lank was hierdie disippels saam met hom, en nou het hy vir 40 dae met hulle tyd spandeer,
En hy gee hulle hier die laaste woorde, wat ek nog ons dink is pretty belangrik. Hoor wat sê hy? Hy sê in Handelinge 1 vers 8, gee hy vir hulle die woorde, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang, en dan ken ons dit, julle sal my getuies wees in Jerusalem, en hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Ek meen, hier voor hom, staan die mees opgeleide disippels wat jy kan kry. Vir 3 jaar lank het hulle saam met Jesus gelewe. Vir 3 jaar lank het hulle dinge gewys, het hulle dinge van Jesus gesien, het hulle dinge van Jesus geleer. En voordat Jesus opgaan, heel laaste woorde kom Jesus. En hy sê, luister hier, ek wil hê julle moet niks doen nie, voordat die Heilige Gees nie kom nie. En voor julle nie hierdie dynamite, hierdie krag van hom ontvang. Dit is nog so 'n moeilike ding vir Christene. Ek weet nie hoekom nie, dis 'n moeilike ding. Ons sukkel om die Heilige Gees te verstaan. Ek weet nie hoekom nie. Dis vir ons verstaan salvation. En ons verstaan dat bekering is wanneer jy jou hart vir die Here gee en ons verstaan dit en dis okay vir ons en ons het 'n redelike verstaan van God die Vader en ons het 'n redelike verstaan van Jesus, maar sukkel met die Heilige Gees. Praat nie baie oor hom nie. Hy is soos daai neefie waar ons nie baie praat nie. Almal het mos so 'n neefie. Ons praat nie baie oor hom nie. Dis die Heilige Gees. En as jy by the way, as jy nie so 'n neefie het nie, is jy die neefie. Okay, net so tussen my en jou. Okay. Ons praat nie baie oor hom nie. Daar's 'n klomp confusion wanneer dit kom by die Heilige Gees. Ons verstaan al die goeders, maar wanneer ons die Heilige Gees hoor en ons hoor van, weet, daai kerk is vol van die Heilige Gees, dan dink ons, o ja, dis die kerk al op in die straat met die tamboeryne en almal die lang hare. En dan dink ons, o ja, dis daai weird ouetjies daarbo. En ek wil nie daar wees nie. En moet net nie daar verby ry nie. As jy na kerk, daai is 'n klomp weird ouetjies en ons 'n klomp confusion. En my goal vandag is regtig vermoere is om 'n bietjie van hierdie confusion van jou weg te neem. En ons 'n klomp stories wat ek dink ek kon lees en vir jou 10 kon vertel en ek het uit op die ouene net 2 gepiek wat ek graag met jou wil deel. En die eerste een is in Handelinge 19 vers 1 tot 6. Hoor hierdie storie. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Efese. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het. Luister net, julle het die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het. En dis nog vandag nog, né? Vandag nog is dit asof mense vra, maar wie is die Heilige Gees? Ons weet nie, né? Hoor mooi. Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het, hulle geantwoord. Dis baie van ons. Jesus, Erik, ek vermoed as ek in 'n diens het, ek het nie eens geweet die Heilige Gees bestaan nie. Ek het nou nog met 'n ou gepraat 2 weke terug, het hy gesê, hy het nie eens geweet daar is iets soos Heilige Gees nie. Want dan hier's Paulus, en hy sê, ons het nog nie eens gehoor van die Heilige Gees nie, het hulle geantwoord. Watter soort doop het julle dan ontvang, vra Paulus? Die doop van Johannes, antwoord hulle. Dis die doop van Johannes, dis die bekeringsdoop. Okay, het ons harte vir Jesus gegee, en daarop sê Paulus vir hulle, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop, en Paulus het hande op hulle gelê, en toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone taal of klanke gebruik, en hulle het begin profeteer. Amazing, check hierdie ander storie. Waar is die ander storie? Handelinge 8 vers 5. So het gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar begin verkondig het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig, het hulle gelowig geword. Weereens salvation, hulle het bekeer. En mans en sowel as vrouens is gedoop. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, hoor mooi, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was in die naam van die Here Jesus gedoop, met ander woorde, hulle het salvation gehad, dis amazing, maar die apostels het die hande op hulle gelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Dis nie net vir die weird kerk daarbo nie, dis vir ons. Okay, Erik, dis great, maar hoekom het die Here nie net alles in een pakket gegee nie?
Hoekom het die Here nie so dat wanneer jy die oomblik in jou hart vir die Here gegee het, het jy sommer bekering gekry en sommer die Heilige Gees gekry en alles sommer in een pakket gekry nie? Ek dink die rede daarvoor is dat ek dink Jesus wou salvation so eenvoudig as moontlik maak. Ek dink Jesus wou gesorg het dat wanneer jy jou hart vir die Here gee en jy tot bekering gekom het, dat enige iemand dit kan ontvang. Jy het nie nodig om eers iets te doen om bekering te kry nie. Ek dink enige ou, enige persoon op enige plek van sy lewe kan enige tyd net 'n hand opsteek en sê, Here, ek maak U my redder, my salvation en my koning, en dan het hy salvation ontvang. So ek dink die probleem is dat mense dink bekering is die einde van hulle lewe. Mense dink dat wanneer ek my hart vir die Here gegee het ek tot bekering gekom en dan uiteindelik, dankie tog, ek gaan hemel toe en dit is die einde van my Christelike lewe. En dis die fout wat ons maak. Bekering is nie die einde nie. Bekering is juist eintlik die begin van hierdie lewe. Daar's nog soveel meer. Daar's soveel meer. Daar's soveel meer as net om jou hart vir die Here te gee en tot bekering te kom en dan te dink, okay, wel, nou wag ek tot in die hemel te kom. Daar's soveel meer. Ek het hierdie storie wat ek eintlik onthou het, wat ek vertel het, ek en Alicia, man, ons is foodies. Ons is foodies. Enige foodies, hou van kos eet, nie baie van julle, en dis hoekom julle so gefiks en gesond lyk. Alright, maar jy kan sien, ek is 'n foodie. Maar ek wil, so, ek lees nou die dag, 'n non-foodie eet om te lewe, 'n foodie lewe om te eet. Alright? En ek en Alicia is dit. Ek en Alicia is foodies. Luister, ons beplan ons week rondom waar gaan ons eet. Alright? Nie andersom nie. Ons beplan wanneer ons af het Vrydag, beplan ons hoorie waar gaan ons eet. Moenie my vertel van 'n nuwe restaurant nie. I'm there. Ek vreet alles. Of dit nou cheap is en of dit sleg is. I'm there. Ek en Alicia is foodies. Ons hou van kos eet. En op 'n stadium in ons lewe was ek in Alicia in die Kaap gewees, net so voor ons kinders gekry het ons vakansie gaan nou in die Kaap, net ek en sy, deesdae hoor ek, noem jy dit iets, jy noem dit baby moon, okay, Gen Z's, alright, en in elk geval, so ons is op vakansie, en ons kom toe na in die Kaap aan, ons vraag toe sommer die local mense waar ons slaap, sê, luister jy, waar is ons kos, waar kan ons lekker, ons wil eet, waar kan ons kos kry, sê toe nie, daar, jy moet daar by die hawe gaan, daar, en ek en Alicia soos, great stuff. En ons kom daar aan by die hawe en is hierdie absolute dodge plek en ek en Alicia soos, hier human trafficking op sy beste. Want dan, hier gaan ons dit nie maak nie. Jy weet, hier gaan ons nie, maar daar's 'n pyltjie wat wys, hierso gaan daai restaurant aan en ons dog toe, well, let's go. Ons gaan volg toe die pyltjie en ons kom toe uiteindelik by hierdie restaurant uit en man, hulle gee vir jou kos in koerantpapier. Dit was next level. Luister jy, dit was die beste kos wat ek al in my lewe geëet het. Dit is next level. En ek kan onthou op dag by AAK, toe ons by AAK 'n konferensie gehad het, sit ek langs 'n ou wat van die Kaap afkom en ek vra vir hom, luister jy, het jy al by daai plek geëet? En hy sê, wat se plek? Ek sê, daai plek, jy weet, daar by die hawe gaan. Hy sê, moenie jy vir my sê wat om waar om te eet nie, ek bly, ek weet. Ek sê, wel, jy het nog nie daar geëet nie. En ek sê vir hom, gaan eet daar. Maar as jy daar gaan eet, beloof my, jy sal my SMS stuur na die tyd. Ja, sy is reg. En hy en sy vrou het in die week na die AAK-konferensie, het hulle daar gaan eet, en seker op 'n donderdagmiddag kry ek 'n SMS, wat sê, dankie, it changed my life. En ek vertel jou hierdie storie. Hoekom vertel ek hierdie storie? Want ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dink dat bekering is die enigste ding in jou lewe, wil ek vanmôre vir jou sê, daar's 'n plek saam met God, wat jou hele lewe gaan change. En as jy net vir een oomblik toelaat, dat die Heilige Gees iets in jou lewe doen, hoor mooi, dan gaan jy SMS stuur en sê, dankie, my lewe has been changed. Want kerk, hoor mooi, daar is meer vir jou as net bekering. Amen. Preek ek vanmôre alleen, ek gee nie om te ry na Randfontein toe nie. Sê maar net, preek nou alleen nie. Right, kerk, daar's meer, daar's 'n plek saam met God, wat jou hele lewe kan change, en al wat jy moet doen is, dis klaar vir jou bedoel, just go with it. God het vir jou meer in die lewe. Kerk, as jy jou hart vir die Here gegee het, wil ek vir jou sê, amazing, ek is so bly dat jy gaan hemel toe, maar daar's meer, kerk, daar's meer as net dit.
Daar is die krag van die Heilige Gees, hierdie dynamite, hierdie bonatuurlike krag is vir my en jou beskikbaar, vol gawes en vol geskenke wat jou hele lewe gaan change. Wat sê Efesiërs 4 vers 30 in Engels staan daar, in die message staan, don't grieve God. Shoo, don't break his heart. Okay, Here, ek wil nie. Hoe doen ek dit? Ek wil nie God se hart seermaak nie. Ek wil nie God se hart breek nie. Ek wil nie God grief nie. Help my, Here, hoe doen ek dit? En onthou, hy skryf hierdie aan 'n gemeente, Christene soos ons. Skryf dit nie vir mense wat nie in Jesus glo nie. Hy skryf hier, hy sê ouens, don't grieve God. Hoor wat sê hy? Hoor gaan die vers aan, hy gesê, His Holy Spirit moving and breathing in you. It's the most intimate part of your life, making you fit for himself. Who grieve ons God? Don't take such a gift for granted. As jy wonder hoe maak jy die Heilige Gees, hoe offend jy God? Is wanneer jy die Heilige Gees nie wil toelaat in jou lewe nie. Don't take such a gift for granted. Laat my dink aan Kersoggend, as die boom vol Kersgeskenke is, en jy kry die eerste geskenk, en jy maak hom oop, en is amazing, en is salvation, en jy sê, yes, ek het salvation, en ek is so bly oor hierdie geskenk, dit is die beste geskenk, en jy los al die geskenke, los al die geskenke sonder om het oop te maak. Dit offend God. Dit grief God, dit maak God se hart seer, as ons al die ander geskenke net so los. En daarom is by hierdie kerk, noem ons onsself in Victory Kerk, dis 'n plek waar God ons lewe wil verander. Dis 'n plek waar ek en jy, ek inteendeel en jy wil op 'n plek wil wees waar ons konstant op soek is na meer van God. En kerk, daar is meer. Daar is meer as net bekering. Daar is meer as net wat jy nou vanmôre sien. Daar is meer vir jou. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 8, wat is hierdie meer? Wat is hierdie meer? Wat is hierdie meer? Moenie julle aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid word. Nee, laat die Gees julle verval. Amen. Kan ek sê, ek dink ons is way te nigter in hierdie kerk. En dis van die Heilige Gees. Praat nie van shots nie. Praat van die Heilige Gees. Laat julle vul met die Heilige Gees. Okay, Here, great. Dis inspirasie. Wat nou? Kan ek vir jou 'n paar practical steps gee? Eerste step wat jy kan doen, is die eerste ding om die Heilige Gees te kry. Verwyder die hindernisse wat jou terughou van alles wat God vir jou het. Verwyder alles. Jy weet, daar is barriers in jou lewe wat jou skuld is, en dan is daar barriers in jou lewe wat nie jou skuld was nie. En van julle sit ook vanmôre hier, en die oomblik toe ek hoor oor die Heilige Gees, toe jy sê, ek is baie bang vir hierdie ding, want jy het 'n slegte kerkervaring gehad op 'n stadium. Jy het geluister na 'n TikTok profeet. TikTok het hom seker 'n profeet gemaak, neem ek aan. En nou luister jy na hom, en jy kyk na al die nonsens wat hy aanvang, en nou sê jy soos, ek wil net nie soos hy wees nie. En as gevolg van 'n slegte ervaring sit jy vanmôre hier, en jy het 'n barrier op vir die Heilige Gees. Jy sê, ek weet nie of ek dit kan vertrou nie, Erik. Ek weet nie of ek soos daardie ander mense wil wees nie. Ek het 'n barrier oor my. En dis nie as gevolg van die feit dat jy teen die Heilige Gees is nie. Dis as gevolg van die feit oor die manier hoe die Heilige Gees aan jou oorgedra is. Ek dink ons kyk te veel TikTok. En ons glo die ou op die TikTok en nie die kerk nie. Daai ou in die TikTok het nie eens 'n kerk nie. Toe maar, kom ons los die TikTok ouens uit. Prys die Here vir die TikTok. Ek kan onthou ek het in 'n kerk groot geword in my lewe. Waar ek groot geword het gesplit as gevolg van die Heilige Gees. Ons het 'n kerk, ons het 'n split gehad in ons kerk, was nie NG Kerk. Ons het 'n split gehad as gevolg van die Heilige Gees gewees. Een groep mense was vir die Heilige Gees, ons is vir die Heilige Gees, en die ander groep mense was teen die Heilige Gees. Nou ek weet nie of jy al in NG Kerk groot geword het nie, maar daar stem hulle vir alles. Jy stem vir alles. Ons stem oor die mat, is dit rooi of is dit blou, en dan is dit 2 groepe, en dan sê jy, are you ready to rumble? En dan fight ons oor wat se kleur die mat is, right? En ek kan onthou, as 'n klein seentjie het ek daar gesit, en ons het nou gesplit, en een ouens het gesê, vir die Heilige Gees, en 'n ander ander groep het gesê, nee. Ek onthou een oom met daai mikrofoon so gevat, en het gesê, luister hier, we need to stay away from that Holy Ghost. En ek as 'n klein seentjie bang vir die donker sê, yes oom, ek wil nie nog 'n ghost op by die kerk hê, die kerk is klaar vrietjie genoeg, jy weet. Vir hierdie oom, ons groep vir groep 2, ons is teen die Heilige Gees, ja,
Ek wil nie 'n ghost hê nie, ek is bang vir die donker. Verstaan, wil nie dit doen nie. En my lewe is totaal en al beheer oor een iemand wat gesê het, hey, ons wil nie so weird wees soos die Heilige Gees mense nie. Ons wil nie daai nie. En ek het 'n barrier in my lewe gestel vir die Heilige Gees. Paar jaar later bevind ek myself op 'n plek en ek weet iets is mis. Ek is op universiteit, ek is besig om teologie te swat saam met 'n klomp professors wat dit in elk geval nie glo nie. En ek het 'n chommie, 2 chommas gehad, een Louis Wolstars en 'n vriend daar by my Potchefstroom. Hy's vol van die Heilige Gees. Vol van die Heilige Gees. En hy doen al hierdie en ek het gesê iets is in my lewe, iets is volg in my lewe of missing in my lewe. En prys die Here vir my ma en my pa wat konstant ons blootgestel het aan die dinge van die Heilige Gees wat nie weggeskram het nie. Hulle was in groep 1 by the way. Wat gesê het nee, ons is vir die Heilige Gees. En dankie tog dat hulle ons blootgestel het aan selgroepe en aan kerke en aan mense en aan plekke wat vol is van die Heilige Gees, want vandag, moet ek vir jou eerlik wees, sal ek nie hier staan waar ek vandag staan as dit nie is vir die krag van die Heilige Gees wat in my lewe is nie. Maar ek het 'n barrier gehad. En God wil dit vir almal hê, kerk wil ons meer. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Hey kerk, daar is niks wat God nie vir jou sal gee wat nie goed en perfek is nie. Jy kan hom vertrou daarmee. Ok Erik, ek het hierdie barrier, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Hoor wat sê die Bybel. Toe antwoord Petrus hulle en hy sê in Handelinge 2, bekeer julle. Bekeer julle. Ek dink baie van ons moet dalk net vermoere bekeer. Ek dink baie van ons moet vermoere dalk net sê, Here, ek is so jammer ek het u offend oor my teologie oor die Heilige Gees. Here, ek is so jammer, ek bekeer, ek is so jammer oor die afstand wat ek gehad het om te sê, ek wil nie dalk deel wees van daai nie. Here, ek bekeer my vermoere, Here, omdat ek bang was vir die Heilige Gees. Help my, Here. Ek wil nie net hemel toe gaan nie, ek wil hemel aarde hê, ek wil die krag hê van die Heilige Gees. Tweede ding wat ek dink ons moet doen, is, vra God om jou alles te gee wat hy vir jou het. Ek dink dit was my gebed hierdie week. My gebed en my droom vir jou is om self te bid en te sê, Here, if you got it, I want it. If you got it, I want it. Here, ek soek alles wat ek van u kan kry. Here, ek soek nie net die bekering nie, want ek weet ek gaan hemel toe en prys die Here en ek so bly ek gaan hemel toe, maar ek soek hierdie ander geskenke, Here, wat u vir my gee. If you've got it, I want it. Iemand sê nou die dag, ek kry 'n Facebook post, ek het hom opgesit. All that we have is not all that God has. Dit het maar op hierdie ding gesit. Gaan geraam daai, dink ek het hom. All that we have is not all that God has. Mis julle dit of is julle reg? Okay. All that we have, alles wat jy nou het, is nie alles wat jy het nie. God het vir jou meer. Ek dink dis my droom vir jou, kerk. Dat jy 'n gebed vanmôre sal bid om te sê, Here, if you've got it, I want it. If you've got it, I want it. En dis 'n gevaarlike gebed. Maar ek dink ons is op 'n plek in ons lewe waar ek dink van ons te gemaklik geword het. Ons is in hierdie absolute gemaksone om in te kom en ons sit almal op dieselfde plekkie en ons doen dieselfde goedjies en ons weet wanneer om hande te klap en ons weet wanneer om ons handjies te lig en wanneer om nie ons handjies te lig nie en ons stap hier uit vanmôre en dan is ons soos, dankie tog, getiek, ons is kerk weg. Ons het kerk gemaak hierdie week, volgende week kom ek weer en ons mis uit. En my gebed is dat jy sal bid, Here, if you've got it, I want it. Alles. Ek hou van hierdie een stuk, Jesegiel, is eintlik 'n prentjie van die Nuwe Testament. Hoor hierdie, ek dink ek moet dit klaarmaak. Hoor hierdie prentjie, Jesegiel 47, vers 3 tot 5. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. En toe laat hy met deur die water loop. En dit was enkel diepte. Ek dink baie van julle is vanmôre in enkel diepte. Baie van julle het al vanmôre gekom en jy het al jou hart vir die Here gegee en jy het ingestap in die rivier. Jy gaan hemel toe. En dit is lekker. And you're part of the family. Jy is deel van God. Jy is enkel diepte. Maar daar's meer. Dis nie al wat daar is nie.
En hy het toe verder, as jy nou verder gaan, en toe het hy my nog 500 meter afgemeet, en my deur die water laat loop, en toe was dit kniediepte gewees. Ek dink baie van julle is daar. Jy is toch kniediepte, jy weet, jy is nie net in die rivier nie, maar jy het daar al 'n next step gevat, jy weet, jy het al 'n kaartjie ingevul, jy het al die QR-code gescan, jy het dalk al begin surf, jy het dalk in 'n selgroep betrokke geraak, jy kom baie meer gereeld kerk toe, jy is enkeldiepte. Dis lekker, dis net hoe is. Maar kyk ons meer. En toe gaan die vers aan en hy sê, hy het verder nog 500 meter afgeweet, en toe het hy by die water gekom, en toe die water by die heupe gekom. Ek weet nie wie van julle was al in 'n stroom in jou lewe gewees nie, maar wanneer jy in die rivier klim en daar's 'n stroom wat jou wil een kant toe vat, maar jy wil nie een kant toe gaan nie, wat doen baie van ons vat 'n groot stand. Wye stand. En in geloof is dit 'n baie gevaarlike plek om te wees. Baie van ons is daar. Nee, sorry Here, ek weet die stroom wil my vat, maar dis nie, nee, daar's nie 'n manier nie. Ek het my stand. Voorbeeld. Die Here sê, al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Lig jou hande op, sing en worship. Sorry Here, is nie hoe ek het doen in hierdie kerk nie. Die stroom sal my nie vat nie. Ek is nie geleer om dit so te doen nie. Get your stand. Laat die Heilige Gees jou vul. Kom ons word vol met die Heilige. Nee, dis nie hoe ek het doen nie. Ek is teen hierdie Holy Ghost van julle. Dis nie hoe ek het doen nie. Dis 'n baie gevaarlike plek in ons lewe. Wat vir my snaaks is dat ons hou daarvan om dit in ons ander gemeente te doen. Ek praat nie nou van die gemeente Randfontein nie, ek praat van die gemeente op Loftus. Alice Park. Oh, sweet Caroline. Bam, bam, bam. Doen het, like we doen het. Doen het, like we doen het. Doen het. By die kerk. Nee, dis nie hoe ek worship nie. Ou kom maar sing en vir my sê ek moet hande klap. Ek sal nie so hande klap nie, dis nie ek het doen nie. My pa het my geleer, jy is nie disrespectful in die kerk nie. Sweet Caroline. Vir 15 mans wat agter 'n bal rondhardloop. Wat nie eens jou naam ken nie. Terwyl die God van die heelal weet hoeveel hare op jou kop is, wat jou geskaap het. Hey, wat Sondag wil sê, worship my, ek ken jou, maar nee, wat doen ons? Nee, dis nie wat ek het doen nie, en dalk is dit baie van julle vermoere wat net jou hande moet uithaal, en net sê, Here, hier is ek vermoere, en ek wil hê die stroom met my vat. En ek is 'n voorbeeld, okay, is 'n voorbeeld, elkeen van julle is op die eie journey. Ek sê nie, jy moet vermoere nie, ek kan onthou die heel eerste keer toe ek my hande in die lug moes gooi, dan lyk voel of almal vir my kyk. En so ek het maar gegaan, hier kom ek Here vandag. Right, almal van julle is in eie journey. Maak stop word dis nie. Want dalk is dit tyd vir jou hande net uit te haal, te sê, Here, ek gee oor, ek wil nie meer so wees in die stroom nie, Here, ek wil hê die stroom met my vat, en hoor mooi, en toe gaan hy ander, en toe gaan hy verder, en toe gaan hy nog 500 meter verder, en toe gaan meet hy nog 500 meter, en toe sit op 'n stadium so, dat die stroom so sterk is, dat hy diep binne is, en hy beheer verloor. En dis 'n plek waar hom meer is. Dis 'n plek waar God jou hele lewe oorneem, en jy nie meer beheer het van jou lewe nie, maar die krag van die Heilige Gees het beheer in jou lewe. Kyk, die oomblik toe ek die Heilige Gees sien, die oomblik toe ek nou hierdie kerke betrokke geraak het, toe ek jonger was, waar ek gesien het dat die Heilige Gees gewerk het, het ek altyd vir myself gesê, Heilige Gees, jy kan inkom, maar jy weet in jouself gedra. En dis kan ek vir julle sê, wat het God gedoen? Zilts. Want dis, God antwoord nie sulke gebeure nie. Hy beantwoord nie sulke gebeure op sy terme nie. Niks nie. En baie van julle is verboorde daar. Here, ek sal in die rivier klim, maar tot by my enkels, of my knie. En dan, as die stroom te erg is, kan ek uitspring. Van nie so diep nie. Ek weet nie. Ek wil jy vanmôre hier nooi by kerk. Vanmôre, nou, ons gaan nou. Wat sal gebeur as jy vanmôre die Here 'n jaar gee van jou lewe? Wat as jy 1 jaar van jou lewe vir die Here gee? Kom ons maak dit nie eens 1 jaar nie. Ons 6 maande oor van hierdie jaar. Wat sal gebeur as jy vir 6 maande jou hart vir jou net sê, Here, I'm all in. Ek gaan die worship, ek gaan betrokke raak by selgroepe, ek gaan begin surf, ek gaan gereeld kerk toe kom, ek gaan bid,
Wat ek gaan gebeur as jy 6 maande jou hart vir die Here gee? 6 maande all in. Sê daai storie vers 9, daar so by 9 sê waar die stroom ook kom, dit sal wemel van die soorte diere. En daar sal vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak, want waar die stroom kom, sal alles lewe. Die derde ding, ek is klaar. Is ontwikkel intieme vriendskap met die Heilige Gees. Ek wil jou vanmôre nooi om dit wat 'n klomp mense al reeds in hierdie gemeente ervaar het, verhouding met die Heilige Gees. Wonder hoekom was Jesus so desperaat om sy eie opgeleide disippels te sê, julle mag niks doen voordat die Heilige Gees nie kom nie. Vir 3 jaar lank was die disippels by hom en tog het Jesus gesê, wag, kry die Heilige Gees. Ek wil jou vanmôre nooi, as jy dink dat net bekering is die einde van jou geloofslewe, wil ek jou vanmôre nooi, daar's baie meer. En Jesus verduidelik die Heilige Gees as die Griekse woord parakletos, wat beteken, dit is amper 'n prentjie waar jy 'n tou optel en Jesus aan die ander kant 'n tou optel. En Jesus nooi jou vanmôre die oomblik as jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe ervaar, is dit asof jy 'n tou optel en die Heilige Gees, iemand wat permanent, konstant saam met jou lewe, saam met jou is, jou lei, jou help, jou vloei, jou vir jou dink, saam met jou besluite neem. Amazing. Dis waar ek jou vanmôre heen.